Verbruikersinsig in produkgehalte. Dis waaroor ons vandag met 'n navorsingstegnikus in sensoriese analise afdeling by die Vleisbedryfsentrum van die Landbou Navorsingsraad by Irene gesels en haar naam is Lisel Reder. Lisel, baie welkom. Sê eers vir ons, wat is sensoriese evaluering? So, sensoriese evaluering is 'n wetenskaplike metode wat ons die menslike sintuie gebruik om produkanalises te doen. So dis tipies jou 5 sintuie, jou oë, jou neus, jou mond of tong, jou ore en jou hande. So ek gebruik altyd die voorbeeld jou oë, as jy bier gooi, jy weet die dik skuim sê vir jou die bier is vars. Of as jy 'n warm bord kos kry op 'n wintersdag, dan weet jy dit is 'n warm bord kos. So dis jou oë wat met jou kan waarneem. Dan kry jy jou neus. Ek bedoel, as jy in die supermark in die oggende instap, dan ruik jy daai vars gebakte brood. As kom jy in die oggend instap, en nie in die middag nie, want in die oggend is dit vars gebak. So dan jou tong, het jy 4 smake, soet, sout, suur en bitter. En dan jou hande, ek bedoel op 'n wintersdag wil jy 'n warm koppie koffie hê, dit maak jou hande lekker warm, of op 'n somersdag soek jy 'n lekker yskoue bier of 'n glasie koeldrank. So dit sê ook vir jou. En dan jou ore. So jy kan met jou ore waarneem, ek bedoel as jy 2 appels voor jou het en die een is kraakvars, kan jy dit hoor met jou mond en die ander een kan jy waarneem, hy is nie so vars nie. Dan gebruik ons 2 tipes paneellede. Jy kry 'n opgeleide paneel en 'n verbruikerspaneel. So jou opgeleide paneel is 10 tot 15 paneellede. So daar sê hulle vir jou die intensiteit van produkte. Daarso kan ons ook resepstandardisering kry en dan kry jy jou verbruikers. So dis 'n groter groep. Dit hardloop tussen 50 tot 200 mense. So dit is waar hulle vir jou kan sê, jy weet, hulle hou daarvan of hulle hou nie daarvan nie. Daar's geen korrekte of verkeerde antwoord nie. Lisel, maar wat is van die algemene maniere waarop verbruikers die gehalte van 'n produk beoordeel voordat hulle dit koop? So hulle kyk spesifiek na jou handelsmerkreputasie, jou aanlyn aankope en ook kyk hulle na jou produkspesifikasies. So verbruikers is nogal geneig om te kyk na, jy weet, die verpakking en die prys, wat sê dit is hoëgehalte produkte. Maar hoe bevoordeel sensoriese evaluasie die voedselindustrie? So jy moet kyk hoe jou verbruiker die produk evalueer, na die voorkoms, die smaak, die aroma, die tekstuur en die nasmaak. So die eerstens is jou produkontwikkeling. So daar kyk jy as 'n produk ontwikkel is. Ek gebruik altyd die voorbeeld, voor KFC 'n nuwe produk ontwikkel, dan moet hulle toets, gaan dit aanvaarbaar wees vir die verbruiker of nie. So dan bring hulle daai produkte na ons toe en ons doen produkstandardisering vir hulle. So ook toe die brine injection in die industrie ingebring is. Nou brine injection is 'n soutpekelmengsel wat hulle in die vleis insit om dit die volume en die geur te verhoog. So daar kyk ons dan na die soutregulasies. Die soutregulasies het verander, so daar moet ons kyk na die soutregulasies en dan die smaak van die produk. So dan bring hulle die produk na ons toe en ons opgeleide paneellede toets die produk om die intensiteit van die produk te toets en daarvolgens kan die industrie dan 'n opgeleide of 'n besluit neem. Tweedens gaan jou gehalte beheer. So daar kyk ons na jou kwaliteitsstandaarde van jou voedselprodukte. Daar gebruik ons driehoekstoetse. So sê nou maar daar's 'n nuwe aardappelvariant op die mark, dan obviously gaan dit die blaarskyfies se brosheid of die voorkoms van die blaarskyfie verander. So daar kan ons toets na die gehaltebeheer, kan die verbruiker die verskil optel tussen jou oorspronklike produk wat hulle altyd gebruik of jou veranderde variant. So derdens is dan jou verbruikersvoorkeure, soos jy verkies 'n spesifieke produk en 'n spesifieke winkel. En daarvolgens kyk ons na alternatiewe produkte
Ons kyk na, baie keer het hulle daai stalletjies in die winkels. So, jy weet, hulle kom, mevrou, kan jy gou die yoghurt vir my toets of koffie? Ek het nou dag koffie geproe. Dit was baie interessant. So, hulle doen eintlik, jy weet, navorsing, verbruikersnavorsing. En jy sal dit proe en jy sal sê, ja, die yoghurt is lekker of dit is nie lekker nie, en ek sal dit koop of ek sal dit nie koop nie. Of jy sal dalk vir hulle 'n bietjie meer inligting gee, soos, jy weet, die tekstuur is te dik, of daar's 'n nasmaak, of iets soos dit, verstaan? En volgens jou antwoord, doen hulle navorsing, en hulle kan die produk uitsit, of nie uitsit, dan hang af oor die antwoorde wat hulle kry, maar die navorsing word daar gedoen, en ja, van daar af vat hulle dit dan. Nou, sodra hulle die produk gebruik het, hoe beoordeel verbruikers die kwaliteit daarvan? So, jy kyk natuurlik na, jy weet, hou dit so lank soos dit beloof is. Jy kyk na jou verpakking. Ek bedoel, as die verpakking sê, hierdie is 'n A-graad stuk vleis, dan as jy hom gaar maak en jy eet hom, verwag jy 'n topgehalte, sagte stuk gehalte vleis. So, ja. Lisel, maar wat beïnvloed verbruikers se verwagtinge? Ek bedoel, wat lei tot hoë tevredenheid en herhaalde verkope? So eerstens jou persoonlike gehalte eienskappe. Party mense hou van 'n sagte stukkie vleis met 'n lekker tekstuur. Ander gaan nou weer vir jou smaak. So daarvolgens is een van dit. Dan tweedens kyk ons na die impak op jou koopbesluite. So ek sê altyd, jou ma se koopbesluite beïnvloed ook jou koopbesluite. Ek wil my ma het my groot gemaak, jy koop net Sunlight Liquid want dit werk. En dit is wat ek koop en ek gebruik dit in my laboratorium want dit werk die beste vir ons. Derdens is jou handelsmerk loyaliteit. So daar gaan dit oor as jy tevrede is of jy kry 'n positiewe ervaring uit 'n produk uit, is jy geneig om dit weer te koop. Byvoorbeeld sê net maar jy het 'n sekere koffie geproe en jy sê jy weet hierdie koffie is dalk te bitter. Dan kan die handelsmerk daai inligting gebruik om dalk jy weet die roosterproses verander of dalk ander bone meng of bysit. So handelsmerk loyaliteit is ook 'n belangrike een vir verbruikers tevredenheid. Lisel, dit was nou baie interessant om af te sluit. Wat se raad sê jy verbruikers gee wat verseker dat hulle kwaliteit produkte koop? Doen 'n bietjie navorsing, bietjie in diepte navorsing oor produkte. Gaan kyk na jou aanlyn resensies, wat sê die mense daarvan? En dan kyk ook na, jy weet, jou handelsmerk geskiedenis, wat ook belangrik is. En dan dink ek ook die langtermynwaarde moenie altyd net jy weet, die eerste beste wil koop nie, of die goedkoopste wil koop nie. Om bietjie meer te spandeer, is dalk bietjie beter vir die langtermyn. Ja, baie interessant. Baie dankie vir jou tyd vandag. Lisel Reder wat vandag met ons gesels het oor verbruikers insig in produkgehalte.